Goeiemôre geliefdes. Geliefdes, vandag is Ewigheidssondag en op Ewigheidssondag deur mense wat ons deur die jaar verloor het te besoek en in dit genade en hoop en troos te kry. Om nooit kringe van seer te gaan herbesoek nie en ons self af te sluit van seer en pyn, ontneem ons onsself die kans op heelword en beterskap en troos. Ek lees iemand skryf, wanneer ons onsself toelaat om so aan die einde van die jaar 'n kring te loop, deur die seer van die jaar ontvang ons die geleentheid om ontvouende perspektief te kom ontvang. Die gerusstelling dat God in lewe en in sterwe die een of ander voltooiing in ons emosies en denke en lewens bring. Vandag besoek ons daarom die geskenk wat vir ons gegee het, die geskenk van dapperheid om saam met die Here hierdie dans van die lewe, hierdie dans van heelword te dans. Ek deel graag 'n gedig wat ek lees, Prof Tanya van Wyk het gedeel. Nog 'n kring, nog 'n kans, nog 'n geleentheid vir die bittersoet dans. Van aanvaarding en ontkenning, van aankoms en vertrek. Vir kerse wat herinneringstafels dek. Nog 'n kring, nog 'n seisoen wat wisselend die ronde doen, met wipplankklanke en uiteenlopend kleur, met gedempte trane en uitbundige lag se geur. Nog 'n kring opnuut die ritme van 'n mosaïekse geheel en van die stukke van sonlig, wat deur die geslote bladedak breek, van 'n verlore skat, wat jare later onverwags kop kan uitsteek. Nog 'n kring, opnuut 'n reis na die sin van eindes en 'n herhalende kring van weet en nie weet, van onthou en vergeet, van vreugde, verlossing en van leed. Nog 'n kring van dwaal en lig, nog 'n aanpak na beter sig, weer leer om te dra aan die mooi wat dit gee en die seer wat dit laat. 'n voltooide lewe van afgegrensde tyd wat grensloos, onbevange voltooiing vind in die ewigheid. Ek wil jou nou graag roep dat as jy hierdie jaar iemand verloor het, om 'n kers vir die persoon te kom aansteek en so sy lewe te herdenk. Dus vandag is nou natuurlik nie 'n begrafnis nie, maar om aan mense so te dink wat jy nou verloor het deur die jaar en jou gedagtes gaan dalk baie ver na mense wat jy al laas jaar of 10 jaar terug verloor het, want rou het mos nou nie 'n spesifieke tyd wat dit loop nie. Dit is nou nie 'n begrafnis vandag nie, maar om so hierdie kringe te loop, maak dat mens nogals hierdie begrafnis kleur kry en gedagtes van dit het. En daarom het dit net vir my gepas gevoel dat ons vandag by Psalm 23 stil staan. Sekerlik een van die bekendste psalms wat daar is, nie net vir 'n begrafnis of wanneer iemand deur 'n slegte tyd gaan nie, maar ek dink dit is so 'n psalm wat meeste mense in die wêreld ken en van weet of jy nou 'n gelowige is of nie. Selfs vir al die ou vertaling is baie bekend en baie geliefd en selfs klein kinders kan 'n paar verse daarvan uit hulle koppe opsê. Ek onthou ek het eendag die verhaal gehoor van 'n vrou wat vertel het dat sy 'n huismoeder was van 'n kinderreis. En een aand toe daar swaar donderweer was, het sy gaan kyk of al die kinders veilig is en rustig is, want swaar donderweer maak mense gewoonlik bang, veral as jy klein is of nou van die Kaap afkom, want jy ken nie donderweer nie. En so vertel sy dat sy in die een kamer gekom het en een ouetjie onder sy bed gevind het. Hy het weggekruip. En toe sy vir hom sê dat hy nie moet bang wees nie, dat hy nie hoef bang te wees nie, het hy uitgekom en vir haar gesê, nee, hy gaan net daar bly. En sy het gevra, hoekom? En hy sê natuurlik, ek is bang vir die donderweer. Tannie, ek weet, as die donderweer so afgaan, is dit die Here wat baie kwaad is, en wat raas daar uit die hemel met mense. Dan slaan die donderweer so, en ek kan sien, die Here is vanaand baie kwaad. Toe sy in 'n ander kamer kom, kry sy 'n ouetjie wat by die venster sit, terwyl hierdie verskriklike blitse slaan. Sy gaan haal hom by die venster weg en sê, dis 'n baie gevaarlike plek vir jou om te sit, maar jy sit nie so naby aan die venster met weerlig nie. En hy sê, Tannie, maar die Here is dan besig om van my foto's te neem. Onthou dat daar 'n kamera se lig afgaan wanneer jy 'n foto neem, en dan natuurlik beteken dit dat dit is wat die Here op hierdie stadium doen. 'n Storie om te vertel hoe mens dieselfde ding op twee baie verskillende maniere kan interpreteer en ervaar. Dit lê van ons kinderdae, ons almal, ons dink baie verskillend oor die Here natuurlik. Of jy dink die Here raas, maklik en vinnig, of jy dink die Here is dood eenvoudig besig om foto's van jou te neem.
In Psalm 23 lees ons die baie interessante verhaal van 'n skaapwagter, idees van 'n skaapwagter, metafore, simbole van dit. En kom ons lees dit vanoggend saam. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Geliefdes, die psalmdigter weet dat God is 'n herder, 'n skaapwagter. Dis 'n vreemde beeld vir God eintlik as jy daar dink. Ons ken dit, ons weet van dit, maar dit is eintlik vreemd, veral in die tyd waarin ons leef. Ons leef in 'n tyd van basse en bestuurders en CEO's. Ons leef in 'n wêreld waar hiërargie en mag belangrik is. Dis die ding om te doen. Maar hier ontmoet ons nou 'n God, geliefdes, wat 'n herder is. Herders is anders, hulle doen goed 'n bietjie anders. Hulle lei anders en hulle praat 'n ander taal. Hulle praat 'n taal wat ons in bestuursrade en uitvoerende komitees nie gaan kry nie. Want die taal van 'n herder is 'n taal van versorging en omgee en liefde. Dis 'n opregte hart waar daar geen hardheid te sien is nie. Dis nogals vreemd dat mense amper nooit hoor dat iemand sê, maar ek wil graag eendag 'n skaapwagter word nie. Ek wil 'n herder wees nie. Nee, mense sal hoor iemand sê ek wil dalk 'n boer wees, maar nie noodwendig 'n skaapwagter nie. Skaapwagters, as ons nou so na dit kyk ook, is nie vreeslike fancy werk nie. Dis nie glansryk nie. Dis 'n ou werkie wat maar minder belangrik is. En tog ontmoet ons hier 'n God wat sê, ek is 'n herder. Ek is 'n herder wat die heel beste vir my. So self in Johannes 10, ek is die goeie herder en ek ken my skape en hulle ken my stem. Ek lê my lewe af vir my skape. 'n Herder wat alles gee en ook skape het wat totaal afhanklik is van hom. Nou die ding is dit, as jy 'n skaap wil wees, as ons as Christene dink daaraan dat ons uitgenooi word om skape te wees, dan is dit nie noodwendig 'n aangrypende gedagte nie. En tog is dit die gunsteling taal wat God gebruik, en ons lees dit by Jesus ook raak. Jesus wil skape hê. Nie renosters of leeu's of olifante. Nee, hy sê ek stuur julle soos lammertjies tussen die wolwe uit. Daar lê dus iets van 'n herder en skape in hulle verhouding wat ons baie maklik kan mis. Selfs al ken ons hierdie psalm so goed, al het ons hom al hoeveel keer gehoor, is daar dalk iets van hierdie verhouding, diepte in hierdie verhouding wat ons maklik kan mis. In hierdie week wat ek hierdie psalm gelees het, besef ek net weer, die Here is my herder, hy is die herder. Hy staan in 'n verhouding met my. En ek is in 'n verhouding met hom, soos wat 'n skaap afhanklik is van die leiding van sy herder. Nog nooit het ek gedink, skape is die mees intelligente diere nie. Hulle sukkel mos nou maar 'n bietjie. Hulle kan nie eers deur water loop nie. Hulle het leiding regtig nodig, baie harde leiding soms. Maar dis nie noodwendig die volle waarheid nie. Want 'n skaap kan sy herder volg, dis sy werk en hy kan dit doen. Hy kan homself laat lei deur sy wagter. Wat moet 'n herder doen? Kom ons dink aan hom, as 'n skaap die een is wat moet volg en moet hoor en gehoorsaam wees, is 'n herder iemand wat moet versorg. Hy moet sy skape by kos kan uitkry. En 'n goeie herder doen dit, hy kry hulle daar by kos uit. En daarom oorleef skape al vir hoeveel jare. Ander spesies het al uitgesterf, maar nie skape nie. Sukkelend met hulle 2 hoefies, kom hulle waar hulle moet kom, hulle kom oor die weg, want hulle laat hulle lei deur hulle herder. Hulle laat hulle lei deur hulle skaapwagter. Hulle is so oppasbaar as wat kan kom, want hulle hoor. En daarom kan hulle dit regkry om te oorleef.
En nou hoor nou wat doen hierdie herder met hierdie skape van hom. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag, lei my op hier alreeds. Baie keer as ons oor God praat, as ons oor God kla, as ons iets oor God sê, dan kan God 'n baie hipotetiese persoon wees. Ons kan maklik vir iemand sulke eintlik geuite woorde sê, maar God het 'n plan vir jou lewe, jy's nog net nie daar nie. God gaan nog iets groot met jou doen. God het groot dinge vir jou beplan. Dis dalk nog net nie nou nie. Dit is soos goeie weer, is net ergens anders. Dit is soos ergens in die toekoms moet jy net moed hou, want die toekoms gaan beter wees vir jou. Maar dit werk nie altyd so in ons lewe nie. Want ons wil dalk hier en nou al beterheid en beterskap en vrede hê. En dit is wat God vir ons doen. Hy sê ek vat jou na groen weiveld. As ons bereid is om dalk net vir 'n oomblik te dink aan groen weivelde waar jy was hierdie week. Voor jy kan dink, maar dit is nie vir my beskore nie. Ons weet dat ons groen weivelde in hierdie week kon beleef. Soms is ons oor ons ore toe in groen weivelde en ons sien dit eenvoudig nie raak nie. Ons dink die buurman se weivelde is beter. Ons kyk na ander mense se lewens en ons sien hulle voorspoed en geluk en alles wat reg lyk in hulle lewe en dan voel dit maar myne in vergelyking val uitmekaar. Maar die feit is, ons het die vermoë gekry om die weivelde rondom ons raak te sien. Veral juis as ons dalk regtig tot oor ons ore in groenigheid is. Kan miskien vergeet om dit te waardeer, maar as jy 'n skaap is, dan is elke kleinste stukkie groen weiveld vir jou wonderlik. Dan kan jy dit regkry om in die oomblik met daai stukkie genoeg vir die dag tevrede te wees en vrede te hê en te weet, maar ek gaan ook veilige, vredevolle waters kry. Is dit moontlik? Is dit moontlik vir jou? Is daar groen weivelde, rustige waters in jou lewe? In vers 1 alreeds lees ons, ek kom niks kort nie. Die oomblik as ons weer gou na ons eie lewens kyk, dan besef ons, die gras is nie so groen aan die ander kant nie. Ons vergeet dalk net soms om die herder in ons lewe raak te sien, om te weet maar hy lei ons na groenigheid. Hy weet, ons weet hy kan vir ons gee baie meer as wat ons kan dink of bid. En dat is dit regtig so vir elkeen van ons se lewens. Hy sorg vir ons vir elke dag. Ons kan getuig van hoeveel keer hy al gesorg het en uitkoms gegee het as ons gedink het dis nie nodig nie. Maar hierdie woorde, ek kom niks kort nie, kan ook op 'n ander manier verstaan word. As ons die Psalm, as mens vinnig na dit kyk, kan ons dink, maar hierdie psalmdigter is natuurlik in 'n tyd van oorvloed en dit gaan goed met hom en dis waaruit hy hierdie psalm sing. Maar hy praat dan ook hier van teestanders, van donker dieptes waar hy die Here se beskerming nodig het. So alles is nie net idillies en mooi en goed en reg nie. Toe hy hierdie woorde geskryf het, soos meeste kommentare sê, was dit nie baie goed met hom nie. Dit het nie goed gegaan nie. En daarom, so lyk dit vir my, as ons hierdie woorde lees, ek kom niks kort nie, kan ons dit dalk anders verstaan, want dan is dit 'n danksegging vir iets wat nog nie eers gebeur het nie. Dan is dit 'n belydenis van 'n man wat in omstandighede is, waar hy dalk wel iets kort gekom het, maar hy vertrou en geloof was in die Here dat hy wel sal sorg. Dat al gaan die donker dieptes om hom toesak, dan weet hy, ek kom niks kort nie. Want hierdie psalmdigter weet, die Here se helpende versorgende hand is daar. Selfs by hom, veral by hom. Hy weet hierdie herder sorg. En hy het nie veel meer nodig as wat die herder tans nou voorsien nie. Dit is so moeilik vir ons om dieselfde te sê, dat ek in my lewe niks kort kom nie. Dat God alleen genoeg is. Hoe baie keer sê ons nie, maar ek kom niks kort nie solank ek gesond is. Ek kom niks kort nie solank alles goed gaan by die werk. Ek kom niks kort nie as ek net dalk op 'n ander plek kon bly. As ek net meer geld gehad het, minder kon spandeer het. Ek vra weer, kan ons soos Dawid bely, die Here is my herder en daarom weet ek kom niks kort nie.
Dawid sê ook, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte pad tot eer van sy naam, selfs al gaan ek deur donker dieptes. So weivelde ken ek, rustige waters ken ek, donker dieptes ken ek, solank ek net weet hierdie goed kan ek aanvat en kan ek laat uitwerk, een dag op 'n slag. Dit is wat 'n goeie herder doen. Hy sorg dag vir dag vir groen weivelde en rustige waters. Hy sal jou lei deur die donkerste dieptes, wanneer jy op jou hospitaalbed lê, wanneer jy jou werk verloor, wanneer Suid-Afrika met jou gebeur, dan sê die Here, selfs op daai donker paaie, is ek by jou, voorsien ek, sorg ek. Geliefdes, of ons dit glo of nie, ons kry hierdie versekering sal lei na waarheid, na vrede. Mooi, hoor mooi, as ons nie vir God sien as 'n herder nie, is dit baie maklik om self die planmaker te word en self te wil bepaal waarheen ek op pad is. Maar die goeie herder sê vir ons, waar ek oor 'n jaar van nou gaan wees, weet ek nie, maar die herder is daar. Wat oor 2 jaar in jou lewe gaan gebeur, maak nie eintlik saak nie, want die Here is daar. Wat met my kinders gaan gebeur, weet ek nie, maar die herder is daar. Wat met my langs die pad gaan gebeur, weet ek nie. Wat môre gaan gebeur, met die mense wat ek liefhet gaan gebeur, weet ek nie, maar ek is kosbaar genoeg vir die Here, dat ek deel is van sy kind, dat ek gekoop is met sy bloed, en dat ek in ewigheid nooit uit sy hand verlore sal gaan nie. Dat niks my uit sy hand sal losruk nie. Geliefdes, en daarom kan ons vertrou op die goeie herder, wat vir ons sê, jou planne gaan dalk nie altyd uitwerk nie, jou weivelde gaan soms ver voel, jou donker dieptes gaan soms diep voel, maar ons 'n goeie herder wat jou lei, jy moet net 'n skaap wees wat jou laat lei, gewillig wees om te volg, gewillig wees om sy stem te leer ken, gewillig wees om veilig genoeg te voel, om die een wat voor jou loop te vertrou. En dan natuurlik eindig hierdie Psalm met die mooiste woorde, U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. As ek hierdie lees, dan kry ek hierdie prentjies van tafels en tafels vol kos, van 'n feesmaal, en kos wat net weer en weer uitgedra word, en meer word, en meer word. Ons het nie altyd hierdie mentaliteit nie, nê? My grootste vrees is dat iemand onverwags op etenstyd by my sal aankom. Wat gaan ek vir hulle gee? Hoe gaan ek maak? My ma het altyd so lief gewees om te vertel van my ouma Grootjie, wat nooit bekommerd was as mense op die plaas etenstyd by hulle aangekom het nie. En dan tower sy die etes op uit niks uit nie. Ek het sulke prentjies in my kop as ek dink aan hierdie feesmaal. Dit kan selfs onverwags gebeur en ek sal 'n plek hê by die tafel. Daar sal nog kos wees, daar sal nog oorvloedigheid vir my wees. Daar sal te veel wees. Dis die tipe gasvryheid wat ons hier van hoor en sien. Swaar tye, moeilike tye kan maar kom. Hierdie Vader sal ons dra, ons stikkende knieë sal hy versorg. Hy's nie 'n slawedrywer of 'n kwaai bestuurder nie, nee. Hy sal vir ons gee wat ons nodig het uit liefde en versorging. Geliefdes, as ons dink aan 'n dag soos vandag en ons kyk na die mense rondom ons, dan wil ek jou uitnooi om jou hart en jou hande oop te maak vir mense wat deur 'n slegte, moeilike tyd gaan. Wat trane het om af te vee. En om iets van dit wat ons hier gelees het ook met hulle te deel. En vir hulle waar te maak. Om te openbaar. Geliefdes, mag elkeen van ons werklik waar die Here as 'n herder beleef en ervaar. En mag ons deur hom laat lei. Die Here is my herder en ek kom niks kort nie. Hy laat my groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid.
U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Amen.